Jy weet, in die wêreld van noodgeneeskunde is daar medisyne wat so ongelooflik kragtig is, dat dit letterlik die verskil tussen lewe en dood kan wees. Hulle het 'n bynaam, die klontbrekers. En vandag gaan ons presies kyk hoe hierdie lewensredders werk. So het jy jouself al ooit afgevra wat presies in daai kritiese oomblikke gebeur? Wat gaan binne in die liggaam aan wat so 'n skielike katastrofiese ding soos 'n hartaanval of 'n beroerte kan veroorsaak? Wel, die skuldige is dikwels iets vreeslik klein, maar dodelik, 'n enkele bloedklont, 'n trombus, wat op presies die verkeerde plek, op presies die verkeerde tyd vorm. Dis die skrik in ons storie vandag. Goed, kom ons duik dadelik in. Eerstens moet ons presies verstaan waarmee ons hier te doen het. Daai gevaarlike blokkade self. So 'n trombus is nie sommer enige ou klontjie nie, né? Dit vorm binne in 'n bloedvat en dit bou basies 'n dam wat die vloei van suurstofryke bloed heeltemal blokkeer. As dit in die hart gebeur, kry jy 'n hartaanval. As dit in die brein gebeur, 'n iskemiese beroerte, wat beteken 'n deel van die brein word letterlik van bloed uitgehonger. En in die longe 'n potensieel dodelike pulmonale embolisme. Die gevolge is wel verwoestend. So, met so 'n ernstige probleem, wat op aarde is die oplossing? Kom ons bring die helde van ons storie in. En hier is hulle, trombolitiese middels. Dink aan hulle soos 'n hooggespesialiseerde eenheid wat ingeroep word vir een enkele missie, om daai gevaarlike klont te vernietig en die bloedvloei so vinnig as moontlik te herstel. Hulle is, soos ons gesê het, letterlik klontbrekers. Maar waar kom hierdie wondermiddels vandaan? Die storie begin nie in een of ander hoë tegnologie laboratorium nie. Nee, dit begin met iemand wat net baie fyn opgelet het. Dis 'n perfekte eureka oomblik, is dit nie? In 1933 het 'n ou met die naam William S. Tillett gesien hoe 'n soliede klonk bloed sommer net vloeibaar word toe dit met hierdie spesifieke bakterie gemeng is. Hy het besef die bakterie skei iets af. En dit was die toevallige ontdekking van die heel eerste trombolitiese middel, streptokyne. En daai een toevallige waarneming het 'n hele veld van navorsing aan die gang geset. Kyk net hierna. Van daai ontdekking in 33 tot die isolasie van die liggaam se eie natuurlike klontbreker soos plasmeen en toe later TPA en uiteindelik die ontwikkeling van gesofistikeerde mensgemaakte middels soos alteplase in 1987. 'n middel wat vandag nog 'n absolute steunpilaar in die mediese wêreld is. Goed, so ons weet waar hulle vandaan kom, maar hoe presies werk hulle? Hoe op 'n molekulêre vlak breek hulle daai hardnekkige klompe op? Nou is die interessante ding, die middel self val nie die klont direk aan nie. Nee, dis eintlik baie slimmer as dit. Dink so daaraan. Die middel, soos alteplase, is die sleutel wat 'n slapende agent in jou eie liggaam ontsluit. Hierdie agent word plasmogigeen genoem. Sodra dit geaktiveer is, verander dit in plasmien, en die is die eintlike held. Plasmien werk soos duisende klein, molekulêre skerre, wat die fibriendrade, die gom wat die klont bymekaar hou, begin uitmekaar knip. So, die groot geheim hier is, dat hierdie middels 'n natuurlike proses wat reeds in jou liggaam bestaan, net ongelooflik versterk. Hulle skep niks niets nie, hulle ontketting bloot 'n oormag van jou liggaam se eie verdedigingsmeganisme, plasmien, om die werk te doen. Dis 'n briljante strategie. Maar om hierdie kragtige middel in die liggaam te kry, is nie so eenvoudig nie. En is 'n groot en dit kom met 'n beduidende risiko. Kom ons kyk gou hoe dit gedoen word. Daar is basies twee hoofbenaderings. Die eerste een is sistemiese IV-trombolese. Dis vinnig, dis eenvoudig. Die middel word ingespuit en dit oorstroom jou hele stelsel om daai klont te gaan soek. Die tweede een is meer soos 'n skerpskutteroperasie, katetergerigte trombolese. 'n Klein buisie word direk na die klont gelei om 'n hoogs gekonsentreerde dosis presies te lewer waar dit nodig is. Baie meer presies, ja, maar dit vat langer en dis meer ingewikkeld. En hier is die groot probleem. Hierdie middels is so goed om klonte op te los, dat hulle nie kan onderskei tussen 'n slegte klont wat 'n slagader blokkeer en 'n goeie klont wat keer dat jy bloei as jy jouself sny nie. Hulle los albei op. En dit skep 'n baie ernstige risiko van onbeheerde bloeding. Die een waarvoor almal die bangste is natuurlik bloeding in die brein. Dis regtig 'n tweesnydende swaard. Dit bring ons by die laaste en miskien die allerbelangrikste deel van hierdie hele storie, die een faktor wat alles bepaal. Tyd. Hierdie is die mantra in noodgeneeskunde. Tyd is weefsel. Of dit nou hartspier of breinselle is, die oomblik wat die suurstof afgesny word, begin daardie weefsel sterf. En dis onomkeerbaar. Die doeltreffendheid van hierdie middels is direk 100% gekoppel aan hoe blitsvinnig dit toegedien kan word.
So hoe vinnig is vinnig? Wel, vir 'n akute iskemiese beroerte is dit die goue venster. Volgens die meeste riglyne moet trombolitiese middels binne voor en 'n halfuur toegedien word van waar die simptome begin het. Na daardie punt begin die risiko's van bloeding swaarder weeg as die potensiële voordele. Elke enkele sekonde tel. En dit los ons met 'n laaste, nogal uitdagende gedagte. Die sentrale paradoks van hierdie lewensreddende middels is dat die einste manier hoe hulle werk ook hulle grootste gevaar is. So die volgende groot deurbraak in hierdie veld gaan daai een vraag moet antwoord. Kan ons 'n slimmer klontbreker bou? Een wat net die slegte klonte teiken en die goeies uitlos? Die antwoord op daai vraag gaan die toekoms van noodgeneeskunde vorm.